Ons behandel tans die Kanaanese vrou soos in Matteus 15 vers 24 waar Jesus aan die Kanaanese vrou sê dat hy is net gestuur vir die 12 stamme van Israel wat in verstrooiing is. Maar daar blykbaar verwarring weens die feit dat dieselfde optekening van hierdie gelykenis in Markus 7 van vers 24 beskryf hierdie selfde Kanaanese vrou as 'n Sirofenitiese vrou. Nou daar is 'n verwarring onder ons mense aangaande die aard van hierdie vrou. Ons moet gaan uitvind, is sy nou wel 'n Kanaanese vrou of is hy nou 'n Griek of 'n Sirofenitiese of een of ander verlore Israeliet? Nou ons om die agtergrond, ons gaan eers die historiese agtergrond van die Kanaaniete uitvind. Wie was die Kanaaniete? Wat was die beleid van Israel teenoor die Kanaanitiese nasie en hoe die Kanaanitiese nasies inskakel by die profetiese redes soos dit verband hou met die Kanaaniete regdeur en hoe dit projekteer vanaf die profetiese uitsprake op die toekoms en op Jesus se ervaring met die Kanaaniet in Matteus 15 vers 24. So hy, en dit sê so in Markus 7 van vers 24, en Jesus het opgestaan en daarom na die gebied van Tyrus en Sidon vertrek. Nou histories weet ons dat Sidon is die area waar die Kanaaniete hulle self bevind het. Daarvoor moet ons teruggaan na Genesis, en ons lees in Genesis 10 van vers 15. En Canaan was die vader van Sidon, sy eerstgeborene en Het, en die Jebusite en Amorite en Gergasiete en die Evite en die Arkite en die Sinite en die Arvadite en die Semarite en die Amarite en daarna het die geslag van Canaan en van Kanaaniete hulle self versprei. So ons weet dat Canaan is die vader van Sidon en ons lees in Markus 7 vers 24 en Jesus het opgestaan en daarvan af gegaan na die gebied van Tyrus en Sidon. So hy moes deurtrek soos wat Israel versprei was as volgende landskap en hy het die area van Sidon gegaan en daar was hierdie Sirofenitiese Kanaaniet soos wat hulle self in daardie area bevind het in Sidon. Wat ons weet dat sy in Kanaaniet was en dat sy Jesus gevra het om haar kind van die bosgees te genees. En ons weet dat hy eerstens het sy volgens Matteus 15, die weergawe in Matteus 15, het Jesus se disippels eerstens vir Jesus gesê, Jesus, ja haar weg, want sy is nie 'n Israeliet nie, sy is 'n Kanaaniet. Ons deel nie met die Kanaaniete nie, ons deel nie met die Kanaaniete nie op grond van die uitsprake van die profete, soos dit gesê word, baie duidelik in Sagaria 14 vers 21 waar dit baie duidelik staan. Al die potte in Jerusalem en Juda sal aan die Here van die heerskare heilig wees en almal uit Israel wat wil offer sal kom en daarvan neem en daarin kook en in die dag, dit wil sê met die wederkoms, sal daar geen Kanaaniet, hier staan dit, geen Kanaaniet in die huis van die Here van die heerskare meer wees nie. Dit is 'n profesie van Sagaria wat projekteer uit die profete, boek van die profete in die toekoms. Dit kan nie oorskryf word in deur menslike teorieë nie. Dit staan vas en ons weet dat Matteus 15 vers 24 waar Jesus hierdie Kanaanietiese vrou wegwys, is 'n vervulling, 'n direkte vervulling van die projeksie van die profesie in Sagaria 14 vers 21 op hierdie Kanaanietiese vrou. Nou ons het nou juist gewys dat Canaan die vader is van Sidon en dat Jesus volgens die weergawe in Markus 7 in die area van Tyrus en Sidon deurgegaan het in die areas waar die verlore skape van Israel self bevind het en hy bevind hom in die omgewing van hierdie Sirofenitiese Kanaanese vrou. So ons weet dat sy historiese bronne soos ons gesien het uit Genesis dat sy wel 'n Kanaaniet is. Nou kom ons lees wat was die voorskrifte aan Israel reg van die begin af omtrent hulle houding teenoor die Kanaanietiese volke. En ons lees in Genesis 24, Rebekka word gevra as vrou van Isak. En ons lees in vers 24 vers 2. Toe sê Abraham aan sy dienaar, die oudste van sy huis wat hy die opsigter gehad het oor al sy goed, lê tog jou hand onder my heup, dat ek jou kan laat sweer by die Here, die God van die hemel en die God van die aarde. So dit was vir hom 'n baie belangrike saak dat jy vir my seun geen vrou sal neem uit die dogters van die Kanaaniete onder wie ek woon nie, onder geen omstandighede. En ons lees verder in Genesis 28. Die droom en gesig van Jakob by Bethel. En ons lees vanaf vers 1. En toe Isak Jakob geroep en hom geseën en hy het hom bevel gegee met die woorde: jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. Geen vrou uit die dogters van die Kanaaniete nie. En ons lees in Deuteronomium 7 aangaande die voorskrifte aan Israel wat die Kanaaniete betref. En ons lees in vers 7 vers 2. En die Here jou God hulle aan jou oorgee. Dit is nou die nasies soos wat hy hulle beskryf hierso. As die Here jou inbring in die land waarin jy gaan om dit te besit te neem, dit wil sê die land van Kanaan, en hy baie nasies voor jou uitverjaag, die Hetite, die Gergasiete, Amorite, Kanaaniete, Ferisite, Hewite, Jebusite, 7 nasies meer en agter sy, en die Here God hulle aan jou oorgee dan dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle geheel en al met die bandvloek tref. Jy moet hulle heeltemal uitroei. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie. Jy mag jou dogter nie gee aan sy seun en sy dogter nie neem vir jou seun. So ons weet dat die wette aangaande die Kanaaniete, die Israeliete teenoor die Kanaaniete was baie duidelik. Daarom lees ons dan nou in Matteus 15 vers 24 aangaande Jesus se houding teenoor hierdie Kanaaniet, soos dit voortspruit uit die projeksie van die profesie uit Sagaria 14 vers 21 en ons lees dit dan in die opsig soos dit in Markus 7 verduidelik word en ons sien dat daar is 'n soort van 'n weerspreking blyk te wees en ons sal dit dan nou bespreek. Nou, ons weet dat die Bybel kan homself nie weerspreek nie. So ons lees die weergawe in Matteus 15 vers 24 en dan lees ons dieselfde weergawe in Markus 7. Nou as ons oor die algemeen lees ons dat die uitsprake van Matteus baie meer breedvoerig is as die van Markus.
Ons sien dat Markus 'n baie verkorte weergawe van dieselfde kronieke van Jesus weergee, maar ons weet omdat die Bybel homself nie kan weerspreek nie en omdat ons weet dat beide Matteus en Markus met die Heilige Gees vervul was toe hulle hierdie kronieke neergeskryf het, moet ons aanvaar dat beide van hulle is korrek, maar dat ons aanvaar dat die verkorte weergawe in Markus moet inskakel met die van wat uitgespel word in Matteus wat betref die Kanaanese vrou wat Jesus teëgekom. So die manier waarop hierdie probleem opgelos moet word is om die tekste van Markus te vat en dit te kombineer met die tekste. Dit is die weergawe van Markus moet die weergawe van Matteus komplementeer. So ek het nou op my rekenaar gaan en ek het die tekste van Markus 7 en van Matteus 15 in mekaar geweef en waar daar verskille is, het ek die verskille uitgewys en ingewerk by die tekste en waar daar ooreenstemming is die tekste gebruik van Matteus. En omdat Matteus nie verkeerd is nie en Markus is ook nie verkeerd nie, aanvaar ons dat die regte weergawe van die Kanaanese vrou dan soos volg klink as jy die tekste van Markus 7 kombineer met die tekste van Matteus 15 en ons lees. En 'n Kanaanese vrou in Sidon van geboorte het van daardie gebied gekom en na hom geroep en gesê: "Wees my barmhartig, Here, sê hom daar, my dogter is erg van die duiwel beset." Maar hy het daar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê: "Stuur haar weg, want sy roep agter ons aan." Maar hy antwoord en sê aan die Kanaanese vrou: "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel, van die 12 stamme van Israel." Daarom kom sy en val voor hom neer en sê: "Here, help my." Maar hy antwoord en sê: "Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en dit vir die hondjies te gooi nie." En sy sê: "Ja, Here, maar die hondjies eet daarom van die krummels wat van die tafel afval." Toe antwoord Jesus en sê vir haar: "O vrou, op grond van hoe jy geantwoord het," dit is nou die gedeelte soos uit Markus uit oordra, "laat dit vir jou wees soos wat jy dit wil hê, en haar dogter het gesond geword van daardie uur af." Nou, dit is baie duidelik van hierdie omskrywende weergawe van die Kanaanese vrou, soos ons dit lees in Matteus 15, dat sy nie 'n verlore Israeliet was nie, maar dat sy uit die Kanaanese nasies was en dat sy nie saam met Israel erf nie. Nou, hoekom sê ons dit? Ons sê dit bloot eenvoudig op grond van die rede dat Jesus haar geïgnoreer het en dat hy op die ou einde vir haar antwoord op die volgende manier. Hy sê vir haar: "Vrou, Kanaanese vrou, ek is net gestuur vir die verlore skape van Israel." En op grond daarvan weet ons dit baie duidelik dat hy vir haar probeer sê is dat jy is van 'n ander groep en ek is net gestuur vir die verlore skape van Israel. As sy dan nou op grond van haar Fenitiese geboorte dan nou vertolk word as 'n verlore Israeliet, dan sou dit nie sin gemaak het vir Jesus om haar te antwoord deur te sê dat hy is net vir die verlore skape van Israel gestuur en op grond daarvan wil hy haar eintlik nie help nie. So ons weet duidelik op grond daarvan dat hy praat hier met afstammeling van die Kanaaniete. Baie duidelik en dit is baie voor die hand lig.